Rooi wat, dis Friskie Mariski en is tyd vir nuus in 'n nutshell. Het julle my gemis? Want ek het vir julle gemis, maar luisterie, toe wil al hierdie besige vakansie daar en, het die nuus nie stilgestaan nie, en hierso is vir julle 'n bietjie nutshell in ons land van chaos. Nuus in 'n nutshell is gesponsor deur Holle Afrika se Klap Mau. Gaan vat julle kanse daar. Julle is beter af daar as by Louis Liebenberg se pakkies. Okay, julle. Eerste, onthou julle daai saak van daai 7-jarige meisie van die Eastern Cape wat geryp was en toe het almal die skoolprinsipal Jaco Pieterse van Bergview College accused dat hy actually die meisiekind geryp het en toe het hulle sy onskuld bewys en die polisieminister moes soos 'n poepel om verskoning vra. En toe kom die outspoken Fikile Mbalula van die ANC, julle ken hom, en accuse AfriForum dat hulle 'n vermeende verklagter probeer beskerm. En toe kom AfriForum en sê, not in our watch. Anyways, julle, AfriForum het gesê, pow. Hulle gaan terugslaan en hulle het vir Fikile gewaarsku dat, maak jouself gereed, jy gaan duur betaal vir hierdie. Nee, dit gaan vir ons 'n interessante hofsaakie wees, of hoe sal julle sê? En dan julle, het julle gesien, julle weet, na Donald Trump, na dit, South Africa, another day, another division, en nog probleme. So was dit verlede week by die EFF in die Noord-Kaap gemaak het, want hulle wou uitgevind het, of Oranje soos legally so mag operate, in a nutshell. Even hier in Pretoria, het die MK members na Kleinfontein toegegaan, en toe was hulle verwelkom met koffie en koeksisters, van hulle wou ook hierdie hele storie uitgecheck het. Anyways, daar is soos 'n moese zoom in op Oranje, Kleinfontein, en wat vir my ook baie interessant was, en vrek snaaks, was dat ons goeie pel Gwede Matashe gesê dat, as hy president was, so hy gesê dat die swart mense in Oranje moet gaan bly. Okay, Jommy. Dis nog niks. Toe kom die EFF se Northern Cape leader, Shadrack, wat jy sê Tahale, en hy het gesê, hy sal die eerste Oranje inwoner, 'n swart Oranje inwoner wees. Wat dink julle hiervan? Ek persoonlik, ek dink ons gaan krans popcorn. En dan is daar iets moeë mysterieus, julle. Ek weet of julle gehoor het nie, maar daar is 3 polisie constables wat soos disappear het. Julle, laasweek Woensdag was daar 3 polisie constables, 2 vrouens, 1 man, ouderdom 24, 30 en 20. Hulle was op pad na Limpopo toe, laaste gespot op die N1 en hulle het verdwyn, soos mis, gone. En die Volkswagen-pyle waarin hulle getravel het, tracking signal af, fone af. So anyways, julle, selfs die polisieminister het geurge dat enigiemand wat inligting het, moet asseblief na vore toe kom. Maar julle, dit is baie mysterious. Jong constables, gone with the wind, what the fuck? Dit was nie in 'n nutshell. Met julle favorite, Friskie Mariski. Like, share, comment, en vir die van julle wat nie van nou nie, vlieg in jou moer in. Happy long weekend. Bye!